Ek is die goeie herder. Die goeie herder lê sy lewe af vir die skape. Het jy al gewonder waarom die Here Jesus Christus, wanneer hy mense leer oor die dinge van die koninkryk en hoe die koninkryk werk, hy dikwels beelde, metafore en gelykenisse gebruik om dit te doen? Die eerste rede is, dit trek aandag. Jy kan jou indink op hierdie dag, toe Jesus begin praat, en hy gebruik die woord, ek is, in Grieks, ego eimi. Vir die hoorders van daardie tyd was dit die woorde waarmee God hom aan Moses geopenbaar het. Ek is wat ek is. En 'n mens kan sit te dink tussen daardie skare wat rondom Jesus saamgedrom het, het daar so 'n stilte neergedaal, omdat hier iemand is wat nou direk die naam van God op homself van toepassing maak. En dit het die aandag getrek dat die mense gekyk het om nader te staan en te hoor. Party om te hoor wat Jesus sê, maar anders soos die Fariseërs om te hoor, is er iets waaroor ons hom kan veroordeel. Nie net trek dit aandag nie. Die prentjietaal wat Jesus gebruik, bou 'n brug. Verstaan vir 'n oomblik hoe moeilik Jesus se taak was. Om die koninkryk, hoe die koninkryk werk, Jesus se roeping, sy taak op aarde, sy gestuurdheid van die Vader, om dit aan mense te verduidelik wat of een argeloos is daaroor, of twee, so in hulle eie opvattings van godsdienst en lewensfilosofie vasgevang is, dat hulle verstand afgestomp geraak het, sodat mense nie die vermoë gehad het om te kan verstaan wat in die hemel is nie. Om te verstaan hoe God se koninkryk werk nie. Wanneer Jesus dan hierdie prentjies taal gebruik, dan bou hy 'n brug waarin 'n mens voortdurend heen en weer oor kan beweeg. En elke keer wanneer jy oor beweeg, dit weer lees, dan kom jy agter dat daar iets meers is wat jy verstaan, iets meers is wat jy met jou saam kan vat. So bring Jesus die geheimenisse waarhede van die koninkryk binne bereik van gewone mense soos ek en jy. Maar daar's 'n derde ding wat met ons gebeur wanneer ons hierdie prentjietaal hoor. Is die prentjies in ons eie gedagtes word geaktiveer. Dis amper soos om te glimlag. Jy weet, as jy vir iemand glimlag, dan is die natuurlike respons om terug te glimlag. So is dit wanneer die Here Jesus Christus prentjietaal gebruik, dat die prentjies in ons eie gedagtes geaktiveer word. Maar dan word dit nie net geaktiveer dat dit soos 'n spieël of soos 'n foto op dieselfde wyse teruggepak word nie. Dan word die prentjies wat in ons gedagtes is vervorm. Dan word hulle geherrangskik. Want so ontwikkel ons verstaan van die koninkryk. En so word ons gedagtes verander om meer in lyn te kom met die gedagtes van die Here Jesus Christus en wat hy vir ons wil wys, wat hy vir ons wil leer. Dit stel ons in staat om te kan ontvang die lering van die Here Jesus Christus, te verstaan, te glo en ons lewe dan aan te pas by dit wat Jesus sê. Die doel van die lering van Christus is nooit net so dat jy en ek 'n bietjie meer kennis van die koninkryk sal kry nie. Dit is so dat jy en ek daadwerklike lewensaanpassings sal maak. En ons maak hierdie lewensaanpassings wanneer die prentjies wat ons in ons gedagtes dra, geherrangskik word. En daarom die oomblik wanneer die Here Jesus Christus prentjietaal gebruik, dan vra dit, dat jy jou prentjies wat jou lewe rig, opgeroep word, na vore gebring word. En dan sal aanpas by die lering wat die Here Jesus Christus bring. Ons kan hier byvoorbeeld kyk na, wat is die prentjies wat die Jode in hulle gedagte gehad het, in die taal wat Jesus gebruik het. Die oomblik toe hy gesê het, ek is die goeie herder, het die prentjie van God by hulle na vore gekom. Nie net met die ek is woorde wat hulle direk herinner het aan die naam van God self nie,
maar ook met die beskrywing van God as herder. Want dit is een van die beskrywings in die Ou Testament, hoe God homself beskryf. Dink maar net aan Dawid se belydenis van Psalm 23, die Here is my herder. En die oomblik toe die Here Jesus Christus sê, ek is die goeie herder, toe hoor hulle hierdie dubbele assosiasie van Christus met die herderskap van God. In die Joodse tradisie was die herder van herders koning Dawid. Hy was die herderkoning wat deur God aangestel is, en sy ryk het 'n messiaanse belofte gehad. Nou moet julle hoor die assosiasie van Jesus en die prentjies en die gedagte van die Jode. Jesus het reeds gesê, maar hy is groter as Abraham. En nou sê Jesus, maar hy is groter as die Dawids herder ook. Nie om te sê dat hy die koninkryk van Israel op Dawid se manier weer gaan vestig en so 'n groter koninkryk kan sit nie, maar hy is groter in die sin van hy het sy oorsprong en so ontstaan by God die Vader. Hy is die een uit die nageslag van Dawid wat groter is as Dawid. Hy is die vervulling van die Dawids belofte, dat hy is die een wat sy koninkryk vir altyd op aarde sal vestig, en hy doen dit deur sy herderskap. Hierdeur is hy die groter herder as koning Dawid. Onmiddellik was daar 'n waarskuwing gerig wat duidelik op die oor van almal teenwoordig geval het. Want Jesus maak 'n onderskeiding in sy herderskap wanneer hy sê, ek is die goeie herder. Die onderskeiding wat hy maak, het te maak met die wyse hoe die godsdienstige leiers hulle self aan die volk voorgehou het. Die fariseërs en die Sadduseërs en die skrifgeleerdes wat as godsdienstige leiers opgetree het, het hulle self voorgehou aan die volk as herders van die volk. En in hierdie onderskeiding van Jesus met die woord goed, is daar 'n implisiete waarskuwing dat die volk moet oppas vir die tipe herderskap wat die godsdienstige leiers van daardie tyd geopenbaar het. Dit word beskryf as uitmekaar jaag. Dit word beskryf as dit wat die dood bring en afbreek en verwilder en eie belang soek. Nie die belang van die skape nie, maar die belang van die-self. Hulle leierskap word beskryf as nabootsings van die waarheid. 'n Vals leierskap. Ons kan vandag dalk sit en dink dat ons nie agter die fariseërs of die sadduseërs of die skrifgeleerdes aanloop nie. Maar dit beteken nie dat ons nie maklik agter ander vals leiers aanloop nie. En hier is 'n duidelike onderskeiding van hoe ons weet agter wie ons aanloop. Is daar 2 vrae wat jy moet antwoord. Die eerste vraag is die effek wat hierdie leiers op jou het. Maak hulle jou sterker of maak hulle jou swakker? Dit is 'n kenmerk van swak leierskap. En veral swak geestelike leierskap. Om mense swakker te maak, dit beteken dat hulle nooit die vryheid en die genade van die lewe in Christus kan aangryp nie. Dat hulle nooit 'n vry emosionele lewe kan aangryp nie. Dat hulle nooit die vryheid van die verlossing van sonde kan aangryp nie. En laat hulle voortdurend swak gehou word. Die tweede kenmerk is nie dat 'n mens swakker word nie. Die tweede kenmerk is ook dat 'n mens vervreemd word van die gemeenskap van gelowiges. Dit is verdeeldheid, verskeuring. Dit is die manier hoe 'n goeie geloofsgemeenskap
wat 'n goeie bydrae tot die lewe van gelowiges maak, uiteindelik gereken word as oneffektief, omdat daar verdeeldheid in gekom het. Daarteenoor sê Jesus, maar kyk, ek is die goeie herder. Daar's in die Griekse Nuwe Testament 2 woorde wat vir goed gebruik word. Die eerste een is op etiese vlak, dit is 'n goeie daad. Maar die woord wat hier vir goed gebruik word, kalos, is 'n interessante, besondere woord. Want in die eerste plek verwys dit na karakter. Johannes gebruik dit op 'n ander plek in sy boek ook, waar Jesus water in wyn verander het, dan word die karakter van die wyn beskryf as die goeie wyn of die beter wyn. Want die karakter is voller. Daarna verwys dit ook na iets soos uitnemendheid, van iets wat goed afgehandel is. En laastens, dan verwys dit ook, soos in Genesis 1, na die bedoeling van God. Die Griekse Ou Testament, die Septuagint, gebruik die woord kalos wanneer die Here beskryf om te sê, maar dit wat ek geskep het was goed, en dit beteken, dit was volgens God se wil, dit was volgens God se bedoeling, en dan sê die Here Jesus Christus, maar julle moet nou hierop let, kalos, dat ek is die goeie herder, ek is die een volgens God se wil, volgens God se bedoeling, wat julle sal lei. En weet jy wat is die bewys daarvan? Anders as hierdie leiers wat julle agteraan aanloop, anders as die leiers wat net hulle eie belang soek, agter as die leiers wat verstrooi en afbreek, anders as daardie leiers, is ek die een wat my lewe vir jou aflê. Hoekom dink jy sê Jesus dit vir jou? Hoekom dink jy is dit vir Jesus belangrik dat jy sal weet dat hy sy lewe vir jou sal aflê? Want jy het dit nodig. Het jy al agtergekom watter dinge glo jy? Jy glo die dinge of jy glo die afleidings wat jy self gemaak het. Jy glo self die manier hoe jy die prentjies in jou eie gedagtes gerangskik het om iets vir jou aanvaarbaar te maak, om iets vir jou verstaanbaar te maak, om iets vir jou te maak waarin jy kan aangryp. Nou vertel Jesus vir jou, maar ek lê vrywillig my lewe af vir jou, sodat jy sekere afleidings daaruit sal maak. Die eerste afleiding wat jy behoort te maak, is dat jy leef uit die gawe van lewe, wat die dierprys van Christus se lewe gekos het. Hy het sy lewe gegee, sodat jy kan leef, en oor hierdie nuwe lewe sal jy voor Jesus rekenskap moet gee. Ek sien 'n storie van 'n man wat in die tronk was en lang voetboeie gedra het, en later toe uitkom, word die voetboeie losgemaak, en toe hy stap hy nog steeds met dieselfde skuifelstappie van daardie voetboeie. Want daardie voetboeie het so indruk op sy lewenswese en op sy liggaam gemaak, dat hy het eintlik verleer om lang hardlooptree te kan gee. En terwyl hy vry was, kon beweeg net soos hy wil, en net waar hy wil, het hy nog steeds geloop, asof die voetboeie hom beperk. So leef ons dikwels asof die sonde waarvan Christus ons vrygemaak het, ons nog beperk. So lewe ons dikwels asof die onreg waarvan Christus ons vrygemaak het, ons beperk. So lewe ons dikwels asof die trauma waaroor Christus ons genees het, ons nog beperk. Vir die lewe wat Christus vir jou gegee het, het hy 'n duur prys betaal. Ons sit en dink dat die evangelie is sommer net verniet. Ons sit en dink dat die verlossing wat ons kry is sommer net verniet.
Het jy al gewonder, waarom was dit nodig dat Christus aan die kruis moes sterf? Want God het sy koninkryk so gevestig, dat sy koninkryk 'n morele koninkryk is, waar daar reg is en waar daar verkeerd is, waar daar goed is en waar daar boosheid is. En dit is hoekom God nie sommer net kan sê, weet jy wat, ek vergewe en al die sondes is weg nie, en sommer net kan maak asof dit wat die sonde aan jou en my in die wêreld gedoen het, asof dit sommer net niks was nie. Daarom tree God self op, omdat sy koninkryk moreel is, en moreel van aard is. Daarom sê hy, daar moet 'n kruis wees. Daar moet 'n prys te betale wees om die herstel te bring. Wat is die verwagting waarmee jy na die koninkryk van God toe gaan? Is die verwagting dat jy die verlossing van Christus nodig het en dit wil aangryp? Wel, dit gaan nie sonder die kruis gebeur nie. Is die verwagting dat jy die seën van God en die teenwoordigheid van God in jou lewe wil inbring? Wel, dit gaan nie sonder die kruis van Christus gebeur nie. Is jou verwagting dat jy die Christelike lewe sal kan leef, jou roeping sal kan uitleef, die Christelike waardes sal kan vestig en die voordeel daarvan sal kan geniet? Wel, dit gaan nie gebeur sonder die kruis van Christus nie. Jy sien, vriende, dikwels wil ons die voordeel van Christus hê, maar ons wil nie oor die werklikheid van die prys daarvan en ons eenheid met die kruis erken nie. En dis hoekom Christus wil hê, jy moet bewus raak van die prys van sy sterwe vir die lewe wat jy ontvang. En dan gebeur daar iets met jou. Dat die modus waaruit jy lewe is dankbaarheid. Kan jy werklik onder die indruk kom van Christus wat sy lewe afgel het, sodat jy kan leef, van Christus wat in jou plek gesterf het, Christus wat vir jou die verlossing, die gees, die seën, sy teenwoordigheid gee, deur sy sterwe, en dan is jy nie dankbaar daarvoor nie. Het jy 'n hart van klip, is jy onversetlik. Want die dankbaarheid is 'n sleutel, wat jou lewe na Christus oopsluit. Wanneer jy in dankbaarheid leef, dan verander jou karakter. Sit en dink as jy in 'n veldpaadjie stap en jy stap een keer, dan die volgende dag sê jy dalk sien daar is gestrap en daar is 'n bosie plat, maar na 'n week is dit weg. Maar stap daar die pad nou elke dag en elke week en later ry jy hom, dan word daardie pad duideliker en groter en duideliker en groter en duideliker en groter, net vir die gebruik daarvan. En dit is hoe mense karakter in jou binnekant vorm, dat wanneer jy met dankbaarheid begin leef, dan stap jy miskien een keer daardie pad in 'n moeilike lewe, dan stap jy 'n tweede keer, en hoe meer jy daardie pad stap, hoe makliker sien jy daardie pad, hoe makliker sien jy, maar daar is iets om voor dankbaar te wees, daar is nog iets om voor dankbaar te wees, en dan begin jy om die dankbaarheid teenoor ander mense uit te wys, en nie die dankbaarheid in jou lewe nie, maar jy kan die vinger lê in hulle lewe, en jy kan die dankbaarheid sien wat daar by hulle moet wees. En hierdie dankbare geestelike ingesteldheid is wat jy in staat stel om te leef. Mense wat met 'n karakter van dankbaarheid leef, oorwin hulle negatiewe emosies. Dit is so dat negatiewe emosies maak dat 'n mens terugdeins, en as jy nou negatiewe emosies het oor iets wat gebeur het, dan is mens geneig om daarvan terug te deins, dit nie te wil hanteer nie. En dan bly dit saam met ons. Die vraag van waar is God in lyding, is 'n vraag wat alle gelowiges van tyd tot tyd moet antwoord. Waar is God wanneer ek swaar kry? Waar is God wanneer ek pyn het? Waar is God wanneer ek deur onreg moet gaan? Waar is God wanneer ek voel hy nie my gebede verhoor nie? Waar is God?
wanneer ons karakter met dankbaarheid vorm, dan sal ons reg kry om midde in ons pyn en ons lyding die kruis van Christus te sien, die teenwoordigheid van Christus te sien, die identifisering van Christus te sien, met wat met ons besig is om te gebeur. En dan help dankbaarheid ons. Nie net om die verlossing aan te neem nie, maar om heling te kry van die negatiewe emosies wat ons wil vashou in 'n moeilike gebeurtenis, in 'n moeilike tydperk van ons lewens. Maar dis nie al nie. Mense wat met dankbaarheid leef, is mense wat nie net gelukkiger is en langer leef nie. Is mense wat makliker dinge aanpak en makliker dinge bereik. Is mense wat groter dinge aanpak. Mense wat met dankbaarheid leef, is mense wat 'n sin van vervulling het. En die vraag wat ons aan mekaar moet vra, hoor hierso, kan jy bekostig om met iets anders as dankbaarheid in jou karakter te leef? As jy nie dankbaar is vir iets wat in jou lewe gebeur het nie. As jy nie dankbaar is vir die omstandighede wat Christus vir jou gee het sy genade nie. As jy nie daarvoor dankbaar is nie. Vorm dan die dankbaarheid uit hierdie gedagte dat hy vir jou gesterf het om hierdie lewe wat jy leef te kan gee. Want dankbaarheid sluit vir jou die beste gedeelte van die lewe oop. Die tweede afleiding wat jy moet maak, is 'n afleiding van behoort aan. Om te behoort is een van die diepste behoeftes van 'n mens. As jy sit en dink aan wat die eerste seer wat jy al gehad het, dan is dit as iemand jou verwerp. As iemand jou verwerp vir waar jy vandaan kom. As iemand jou verwerp vir jy behoort aan 'n sekere groep. As iemand jou verwerp om vir jou te laat voel maar jy is nie goed genoeg nie. Jy pas nie in nie. Jy is nie deel van nie. Is van die seerste seer waarmee mense loop. Want een van die diepste behoeftes van ons menswees is om aan te behoort. En Christus sê jy moet presies weet van die prys wat ek vir jou betaal het, omdat jy moet seker wees dat ek wat jou herder is die een wat bepaal waaraan jy behoort. En die eerste een is, jy behoort aan my. Ek ken jou op jou naam. Ek weet. En dit sal oukei wees. Ek weet wat met jou gebeur. Ek weet wat met jou voorlê. Ek weet, sê die Here, ek ken jou op jou naam. Dit sal oukei wees. En dan omdat jy aan hom behoort, is dit nie net hy wat jou ken nie. Is dit ook jy wat hom ken, wat sy stem herken. Jy weet, dit is soms soos op die telefoon te praat in die begin. As mense op die telefoon praat, dan moet jy kyk wie se nommer is dit en wie praat, en dan gesels mens, of jy vra sommer die persoon, hoor jy of wie praat nou? Maar as later elke dag praat, as ons later gereeld met mekaar praat, en hoe meer ons met mekaar gesels, dan as ek antwoord, dan hoor ek net jou stem, dan weet ek wie dit is. En dit is net so met Christus. Ons Bybel lees en gebed, oefen ons met hom te praat en leer ons sy stem ken. Maar nie net sy stem ken om dit te herken nie, om agter sy stem aan te leef. En die skape volg my stem. Want om aan Christus te behoort, is nie net 'n akademiese ding nie. Om aan Christus te behoort is om sy wil te soek. Om aan Christus te behoort is om sy koninkryk te bou. Om aan Christus te behoort is om hom te volg, ook deur lyding, ook deur selfopoffering, ook deur ware disippelskap. Om hom te volg is werklik die essensie van om aan hom te behoort. Maar ons behoort aan
is nie net aan Christus nie. Want Christus bind ons in, ook by die res van die skape. Ek weet in ons westerse gedagtegang moet ons individueel wees, en ons moet sterk wees, en ons moet sis wees. Maar dis nie die evangelie nie. In die evangelie is ons saam ingebind deur Christus. Dan moet ons oppas dat ons nie met ons eie verwagtings na die gemeente toe gaan nie. Want het is Christus wat ons ingebind het met 'n doel. Want jy het waarde in die gemeenskap van gelowiges. Jy het 'n bydrae om te maak in die gemeenskap van gelowiges. Jy het 'n geestelike toerusting gekry om te bou in die gemeenskap van gelowiges, en daarom moet jy baie mooi kyk, wat is die bydrae wat jy maak by die gemeenskap van gelowiges. Dis hoekom jy daar ingebind is, om hulle te bou, te versterk, en so die koninkryk van Christus te laat kom. Jy het 'n lewenstreintjie. Voor die lokomotief wat alles trek, is hierdie gedagtes vol prentjies. En hier sit Christus 'n klomp prentjies by dit wat jy reeds gehad het, en hy herrangskik dit, en hy sê vir jou, het jy die prentjie van my herderskap, het jy die prentjie van my kruis, en dan daar agter is 'n vaste verbintenis om te sê, maar ek gaan agter hierdie prentjie lokomotief aan lewe. Ek gaan sekere aanpassings maak. Ek gaan dit opsoek. Hoekom? Want die belofte van lewe sit daarin. En daarom, die volgende wa wat getrek word, is my absolute dankbaarheid. Hierdie oortuiging nie net van wat Christus vir my gedoen het nie, maar ook die dankbaarheid wat ek voel, wanneer ek sit en dink, dat hy in my plek sy lewe gegee het, sodat ek kan leef. En dan agter daardie dankbaarheid, dit wat ek dink, die manier hoe ek praat, dit waarmee ek elke dag besig is, om dit te kan wys. Want weet jy wat? Agter my wa is daar nog iemand wat na my kyk en by my die waarheid van die koninkryk en Christus se herderskap wil leer. Amen.